dag jou blare dra. Hallo julle en welkom by ons voorlaaste sessie van hierdie reeks wat ons met julle saam deurgaan. Dit is sessie 8 en dit gaan net hierdie ronde gaan oor vertrou die verborgenheid. En jy weet, verborgenheid kan dalk negatief klink. Jy weet, as iets nou weggesteek is so, maar die Bybel is redelik eksplisiet rondom daai verborgenheid, dat dit nie 'n negatiewe ding is nie. Wel, as ons eerlik is met onsself, jy weet, dan kan ons sê maar soos, ons weet baie, maar ons weet nie alles nie. So, om die verborgenheid te moet vertrou, is wat part en parcel van ons menslike ervaring aan die kant van die ewigheid. So, dit is soos 'n positiewe ding eintlik, om soos daai verborgenheid te kan vertrou, omdat ons nie alles kan verstaan nie. Hierdie sessie vandag poog om ons bietjie te help met daai hoekom vra. Daai as die Here gesê het, ek gaan my pa of my ma of my broer of my suster red, en dis jare, en dit het nog nie gebeur nie. Of as die Here gesê het, ek gaan swanger word, en dit het nog nie gebeur nie. Of as die Here enige belofte gee, en tyd verloop, en lang tyd verloop, en daar's die belofte is daar, maar die antwoord is nog nie daar nie. En hoe hou ons harte sag in daardie tyd, om nie daai teleurstelling aan te trek, en die teleurstelling te vat nie. So die eerste ding om net as 'n vertrekpunt daar te sit, in Spreuke 25 vers 2 lees ons, dit is die eer van God om 'n saak te verberg, maar die eer van konings om 'n saak na te speur. So as ons van daai vertrekpunt afgaan, dis God se eer om sekere goed te verberg en daarby volbring. Dit help al klaar om net te besef dat ons hoef nie alles uitgefigure te hê nie. Ons hoef nie alles te verstaan nie. Dit beteken nie die feit dat ons dit nie verstaan, dat dit nie gaan gebeur nie. En dis maklik as mens dink in jou eie lewe met kinders. Jy steek dalk iets vir hulle weg, omdat jy dit op 'n spesifieke tyd vir hulle wil gee. Ons is nou net deur Paasfees. Hoeveel keer is die kinders in die kaste agter Paaseiers aan? Waar is dit weggesteek? Dis verberg. Ons gaan dit vir hulle gee. Ons gaan dit net nie nou vir hulle gee nie. En as ouers is daar redes vir sulke goed. En sekerlik is daar in God se tydsberekening ook altyd sin en 'n rede voor. Jesaja 55 vers 8 en 9 lees ons bekende skrif. My gedagtes is anders as julle sin, en my paaie en julle paaie is nie my paaie nie, sê die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is wat ek doen hoër as wat julle doen, en my gedagtes hoër as julle gedagtes. Van ons hou op om te vertrou op die Here in die verborgenheid as gevolg van teleurstelling. En dit is wat ek voor ons wil hou vandag, is om ons harte te bewaar van daai teleurstelling wanneer dinge nie dadelik gebeur soos wat ons gedink het dit moet gebeur nie, want dit laat ons ophou vertrou. En soos wat ons in die vorige sessies gegee, die oomblik wat jy begin ophou vertrou en jy vat daai teleurstelling, beweeg ons eintlik uit rus uit. So gesels met ons oor hoe deel ons met hierdie teleurstelling. Ja, so net terwyl sy nog gesels, dink ek net aan 'n ander dimensie van hierdie, baie keer soos sal ons graag, soos wat Daniel gesê, jy wil graag weet, jy weet, die Here moet vir jou soos sê, jy weet, wat gaan gebeur met jou lewe, wat moet jy doen met jou lewe en so aan, en een analogie wat nogal goed werk, jy weet, is asof jy, as jy wil doen wat die Here wil hê jy moet doen, nee, dan wil jy wag dat al die robotte van Mamasbury af tot in Johannesburg groen is, voordat jy begin beweeg. En dit is eintlik so dom, jy weet, maar ons doen partykeer dit met die Here, maar jy wil eers al die stappe, jy wil alles kan sien, en die verborgenheid van die Here help vir ons om daai te kan doen. Ons het, gister het ons soos iemand gehad wat met ons gesels het, en iemand vra vir hulle die vraag, maar hoe het julle gekom waar julle is? En die vrou antwoord toe en sy sê, deur 'n reeks van klein ja's het ons gekom by die groot ja. So jy hoef nie te wag dat jou robotte van hier af tot in Johannesburg groen is voor jy begin beweeg nie. So beweeg net oor die groen robot voor jou. Nou, in daai verborgenheid en vertroue op die Here,
en dan gaan jy van daar af vorentoe. Maar terug by die teleurstelling. Want teleurstelling is deel van ons menslike ervaring aan die kant, want teleurstelling hou verband met jou verwagting. So jy verwag dit, en dan as dit nie gebeur nie, dan is daar hierdie teleurstellingsgap. En daai teleurstelling is wat vir ons baie keer bring soos by die plek wat Daniel net gesê het. Ek wil vir julle 'n storie net soos voorhou. Dis baie skrif, ek gaan net nie alles vir julle soos lees nie, maar ek gaan julle 'n storie vertel. Julle kan self daai storie gaan lees. Dis in Lukas 24 vers 13 tot 33. So vertrou my as ek nou met julle net deur daai storie gesels. So Jesus is nou net gekruisig, né? En hy is nie nou net, hy is toe nou al 3 dae in die graf gewees, en dit was nou daai dag wat Jesus opgestaan het na die Sabbat, en nou begin die disippels en die mense weer begin weer terug aan hulle plekke toe. En toe kry ons hierdie storie in Lukas 24 van die Emmausgangers. So hulle was disippels van Jesus wat hierdie verwagting gehad het. En meeste van die Jode se verwagting uit hulle soos lees van die Bybel was dit hulle het gewag vir 'n Christus wat die militêre mag gaan hê om die Romeinse ryk te kan omverwerp en soos vir hulle kom verlos, want dis hoe hulle dit gelees het. En dis ook om toe Jesus gekom het as hierdie, suffering servant, toe kon die Jode nie lekker dit verstaan of insien nie, want dit is nie wat hulle verwag het nie. Nou, hier gaan hierdie Emmausgangers, en het sê daar op die pad, terwyl hulle besig om te stap, kom Jesus, en hy kom stap saam met hulle. Terwyl hulle stap, en hy vra toe vir hulle, maar waaroor gesels julle? En, hulle kyk dus vir hom, hulle sê soos, die dinge van wat gebeur het in die laaste tyd in Jerusalem. En ek dink Jesus het net so gesmile, terwyl hy met hulle gesels, en hulle het hom nie herken toe nie. En hy vra toe vir hulle, maar wat se dinge? En hulle begin om met hom te gesels, en hulle sê vir hom die dinge van Jesus Christus van Nasaret, wat ons gedink het die Messias is, maar dis nou die 3de dag nadat hy al dood is en so. Anyway, en toe begin Jesus met hulle saam stap op hierdie pad, en hy begin om die woord vir hulle op te breek rondom Christus. Wat eintlik veronderstel is om te gedoen het hier op aarde, en al daai goeders breek uit op vir hulle. En toe hulle by die einde van hulle pad kom na Emmaus toe hulle daar aankom, toe sê die manne vir Jesus, maar kom saam met ons in. En Jesus sê nee wat, hy mok hulle amper soos in rugby, hy gee vir hulle 'n flousie. Hy sê nee, maar hy gaan net aangaan. Hy sê nee, moenie aangaan nie, kom saam met ons in. Hy kom toe in, en het sê daar, so toe hy die brood breek vir hulle by die tafel, toe word hy aan hulle openbaar, en hulle sien dis Jesus. En in daai oomblik toe hulle hom sien vir wie hy is, toe verdwyn Jesus weer uit hulle aangesig uit. En toe stap hulle weer die hele pad terug na Jerusalem toe om vir die disippels te gaan sê van wat gebeur het. Maar toe gebeur hierdie mooi ding. Hulle was teleurgesteld, want hulle het hierdie verwagting gehad van Jesus en dit het nie gebeur nie. Maar wat ek vir jou wil sê en vir my is Jesus los ons nooit wanneer ons teleurgesteld is nie. Hy los jou nooit as jy teleurgestel, as jou verwagting nie soos gemiet is nie. Jy moet net nie soos wegdraai van hom af in daai tyd nie. Stap saam met hom daai pad. En dan sê hierdie Emmausgangers 'n baie mooi ding. Hulle sê vir mekaar toe hulle nou terugstap Jerusalem toe sê hulle soos, het sy woord nie in ons harte gebrand terwyl hy met ons gesels het nie. En daai, as jy dit kan regkry om deur jou teleurstellings heen saam met Jesus te wandel en toe te laat dat sy woord brand in jou hart, dan verander dit goed binne in jou. Dit laat jou anderster goed sien. En ultimately, laat dit vir jou, soos wat dit met die Emmausgangers gebeur het, dit gee vir jou 'n ander openbaring van wie Jesus eintlik is. En dit verander jou denke rondom daai. So, vertrou die verborgenheid in jou lewe, as dinge nie is soos wat jy dink het moet wees nie. Selfs al is dit goed wat jy gedink het die Here vir jou gesê het, en dis hoe dit moes gewees het, maar dit is nie so nie. Solank jy net aanhou wandel, en nie bitter raak en weghardloop van die Here af nie, saam met hom, dan gaan jy 'n ander openbaring kry rondom dit wie Jesus werklik is. So, Bill Johnson sê, if I understand all that is going on in my Christian life, then I have an inferior Christian life. En dit is so waar. Jy weet, as die goed wat jy saam met die Here doen, goeders is wat jy heeltemal verstaan, jy is heeltemal in beheer daarvan, en dan is daar geen soos nood vir jou om soos te moet in geloof wandel nie, want jy het dit. So I've got this, I'm in control. En van die goed, as jy regtig vir Jesus volg, dan sal jy soos uitdagings hê en goeders hê wat jy nie verstaan nie.
T.D. Jakes het byvoorbeeld gesê, en ek love het, soos hy het 'n preek gedoen oor Dawid en Goliat, en met sy goeie Amerikaanse accent het hy gesê, if you come to your promised land, and there ain't no giants in your promised land, then that probably ain't your promised land. Jy weet so, om soos daai te weet, dat as jy regtig saam met die Here stap, dan gaan daar stap wees wat jy soos, nee, ek het nie hierdie gedink nie. So hierdie was nou die deel van my idilliese prentjie van, om saam met die Here te stap nie. Daar gaan altyd uitdagings wees, daar gaan altyd challenges wees, maar as jy soos, stappie vir stappie, saam met die Here wandel, gaan jy op 'n stadium terugkyk oor jou lewe en soos half kan sê, ja, hoe het ek hier gekom? Want ek meen, quite frankly, as die Here vir ons wys wat hy met ons lewens wil doen aan die begin, dan gaan baie van ons sê, no, ek kan nie dit doen nie. Want jy kan nie, dis 'n journey, dis 'n ding wat jy groei in, saam met die Here, soos wat jy gaan. Romeine 5 vers 2 tot 5, jy weet, soos, wys vir jou daai groeipad, wat elkeen van ons moet deurgaan, in hierdie verborgenheid wat ons het, saam met die Here. Dit sê daar, dis egter nie al nie, ons jubel selfs in ons swaar kry, want ons besef, dat die swaar kry ons leer om te volhard. Op sy beurt kweek die volharding betroubaarheid van karakter. En die betroubaarheid van karakter versterk ons toekomsverwagting. En hierdie toekomsverwagting sal ons nie teleurstel nie, want ons weet hoe lief God ons het. Hy het ons liefde mos in ons harte, hy het sy liefde mos in ons harte uitgestort deur sy Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Nou ek kan 'n hele preek gee oor daai skrif en ek kan nie nou nie. Maar wat jy moet besef is, deur swaar kry, as jy in volharding aanhou saam met die Here, dan word jou karakter gebou om ander goed te kan dra wat die Here nie aan die begin vir jou kan gee nie. Jy weet, as jy vir jou kinders, as hulle 10 jaar oud is, 'n kar gee en sê, "Hier is hierdie great kar," dan gaan hy 10-1 doodgaan met daai great kar wat jy vir hom gegee het. Maar as jy toelaat dat sy karakter groei en dat hy oud genoeg raak om die verantwoordelikheid te kan dra wat kom saam met daai kar, dan gee jy vir hom en dan raak daai kar 'n groot seëning en nie 'n ding wat distraction bring nie. So dis dieselfde hierso. Maar ons hou nie van swaar kry nie. Mense hou nie van swaar kry nie. En ons probeer altyd the path of least resistance vat. En met die Here is daai nooit die geval nie. Hy gaan nooit vir jou the path of least resistance gee nie, want hierdie skrif sê, hy soek mense met karakter. Hy soek nie fliks wat soos great goeders doen, maar daar's geen karakter in hulle nie. Dis hoekom, gaan kyk Josef se storie, gaan kyk Dawid se storie. Almal van hulle karakter, want dit gaan oor mense, onthou wat ons gesê het? Iets wat jy doen, gaan te doen hê met mense, en vir daai het die Here mense nodig wat karakter het. Die skrif sê ook vir ons dat uitgestelde hoop 'n mens se hart siek maak. En wat dit vir ons sê, as ons aan mekaar klem lê op die ding waarvoor ons wag, daai spesifieke belofte, kom ons sê dis vir daai persoon in jou lewe om gered te raak, en ons fokus net op dit en dit gebeur nie, dan raak ons harte siek, want ons hoop, maar dit gebeur nie, ons hoop, maar dit gebeur nie. En 'n goeie sleutel is om ons hoop in Christus te sit, en te weet, die aarde, ons tyd hier op die aarde, in ewigheidsperspektief, is eintlik net 'n oomblik. En as hy nie vir ons die belofte vervul in hierdie leeftyd nie, dan sal hy in die volgende een, van sy lewe en sy woord bly waar, ongeag ons verstaan daarvan. Ons is nou vasgevang in tyd. Sy beloftes word vervul buitekant tyd ook. En dis nie 'n cop-out om te sê ek vertrou nie meer of ek glo nie meer die Here nie, maar dis die beskerming van jou hart om te weet dat as God daai belofte gegee het, dan gaan dit waar word, ongeag die tyd. Ja, en 'n vriend van my het soos een keer soos hierdie ding vir my gesê, dit bly by my. 'n Ander naam vir die Heilige Gees is ons vertrooster. Engels sê comforter. Nou, as jy nie buitekant jou comfort zone gaan nie, het jy nie 'n comforter nodig nie. Dis net buitekant jou comfort zone waar jy soos die Here nodig het, die Heilige Gees, as jou vertrooster, want ek is nou met my Here, en dis hoekom ons soos daai robot te vat, en jy gaan elke keer voor 'n robot, gaan jy dink soos, Here, help my. En hy doen, dis wat hy doen. So, om klaar te maak soos, net met hierdie sessie, Romeine 4 vers 18, om aan te sluit by dit wat Daniel gesê het. Ons vind hierso van Abraham, en het sê daarso, dat vers 18 tot 21 van Romeine 4, teen alle hoop in, het Abraham met vaste hoop geglo,
dat hy nog die stamvader van baie volke sou word op grond van God se belofte. Jou nageslag sal so baie wees soos die sterre van die hemel. En Abraham se geloof het nie verswak nie. Al het hy baie goed besef dat sy eie liggaamlike vermoëns alreeds gedaan was. Hy was al omtrent 100 jaar oud. En dat sy vrou Sarah nie meer kon kinders hê nie, want sy was ook al baie oud. Abraham het nie getwyfel aan God se belofte nie. Inteendeel, sy geloof het net sterker geword. En so het hy die eer aan God gegee. Hy was absoluut daarvan oortuig dat God enigiets kon doen wat hy beloof het. Inderdaad, God het Abraham regverdig verklaar omdat hy in hom geglo het. So Abraham, Moses, baie van daai groot manne van geloof, die Here het vir hulle daai belofte gegee waaraan hulle vasgehou het en dan het hulle net die begin gesien van daai belofte. Ek meen, Abraham het nie soos gesien wat hy het nie vir my en jou gesien nie. Maar hy het soos net vir Isak gesien. En dit was great. Moses het gegaan tot net voor die beloofde land ingekyk daar. En die Here het vir hom gesê, jy gaan nie soontoe gaan nie, maar dis dit. En toe die Here, so hulle het hierdie belofte gehad wat hulle deel gehad het aan, maar die vervulling daarvan sou hulle eers gesien het, soos wat Daniel gesien het, aan die ander kant van die huidige. Eers in die ewigheid. En onthou net, as die Here vir jou goed sê, jy hoef nie, soos wat ons kultuur vir ons sê, alles nou te sien en so nie. Vertrou die verborgenheid. Want God is in beheer. En dit is 'n groot sleutel om te hê. Bly net getrou in wat die Here vir jou sê om te doen. Kom ons gesels saam en dan oordink ons soos die volgende goed en gesels met mekaar oor dit. Deel met jou groep 'n teleurstelling wat jy al ervaar het in jou lewe. Jy weet, dit kan groot wees of dit kan klein wees, maar deel 'n teleurstelling wat jy al ervaar het in jou lewe. En dan die tweede een is, wat is beloftes wat jy voel die Here vir jou gegee het, waaraan jy op hierdie oomblik vashou? En dan die laaste een, as jy kyk na Romeine 5 vers 3 tot 5, waaraan voel jy is die Here besig om te bou in jou geloofslewe op hierdie huidige oomblik? En dan, hoe vaar jy daarmee? So, gesels oor daai goed, en ek hoop jy kan jou hart deel, en dat die Here vir jou soos deur die verborgenheid heen, hoop kan kom gee, omdat jy in hom vertrou, en nie in jouself nie. Lewe jy jou liefde, as 'n refleksie van jou